Ons begin kyk na die krippelengel deur Zenobia Kok. Hierdie les behandel die agtergrond, die tema en die milieu van hierdie roman wat julle in graad 11 behandel. Kom ons gaan kyk na die agtergrond van die skrywer. Zenobia Kok het in die Noord-Kaap gewoon, in die Koelsberg omgewing. Sy het die dialek wat hulle daar praat, die Karoo Afrikaanse taaldialek, haar eie gemaak. Ons kan ook duidelik in die boek agterkom wat hierdie taaldialek is, want sy skryf dit presies soos wat die mense dit daar praat. Sy is ook die skrywer van die boek Die Mense wat so rou is. Nou net om julle 'n idee te gee waar die Karoo geleë is in Suid-Afrika. So hierdie is 'n kaart van Suid-Afrika. Ek kan dit nie daar sien nie. So die N1 waarvan hulle in die boek praat, loop seker min of meer hier iewers rond, en dit is dan in min of meer hierdie omgewing van die Karoo waar hierdie storie afspeel. Reg, wat is 'n roman? So 'n roman is 'n fiktiewe storie. It is a story of fiction. It is not a real life true story. Dit speel af oor 'n redelike lang tydperk, 'n long time. Die storie is in hoofstukke verdeel, so we find chapters in the book. Die storie speel ook af op verskillende plekke. There are various different places in the story. Daar is verskeie karakters. We find different characters in the story. Karakterontwikkeling vind plaas. So we find that the main characters in the story develop. Daar is ook verskillende temas in die storielyn. So we find different themes in the story. When we look at die krippelengel specifically, gaan ons kyk na 'n kort oorsig van hierdie verhaal. What is this story about? So the main character in our story is Tina Lou. Sy bly op die Coetzee se skaapplaas. It is a sheep farm in the Karoo, and the name of the farm is Coetzee Rus. It is close to the N1, the main highway. Sy worstel, she struggles with who she is, met wie sy is, en waar sy inpas, where she fits in. Haar grootmaak pa, now this means the father that raised her. Hy pas skape op, he is a shepherd on the farm, maar sy vermoed haar biologiese pa is die wit boer op Engels Plaas. The white farmer on Engels Plaas is her biological father. Tina wil meer met haar lewe doen as om net 'n plaasarbeider te wees. A farm worker is 'n plaasarbeider. En sy sien die Afrikaanse skool op die dorp as haar uitkoms. Her way out. Dit is egter baie duur, it's very expensive, om na die dorpsskool te gaan, en uit moedeloosheid wil sy wegloop. She wants to run away. And when she wants to run away, this is where the book starts, verskyn daar 'n engel aan haar, in die gedaante van 'n krippeljong man, a young man with a limp, and he gives her advice about what she must do with her life. So hy gee vir haar advies oor wat sy moet doen om haar lewenspad te verander. Wat moet ons weet van Engels Plaas? So this farm, Engels Plaas, and we'll find out as we carry on through the course of this novel, that Tina thinks at one point that the name of the farm is Engels Plaas
Engels as in the language because the people on the farm speak English. But that's not the case. It's because an angel appears to every second generation of the people in this family. And that's why they call it Engelsplaas. Let's have a look. Daar verskyn 'n engel aan mense in die familie, elke tweede generasie, every second generation. Die engel was altyd iemand aan wie kwaad gedoen is deur die familie. So somebody that was wronged by the family. Wronged by the family. Hulle was almal krippel, they all had a limp, en hulle het almal dieselfde naam gehad. They all had the same name, Jakob. Omdat Tina Stefans Marie se biologiese dogter is, het die engel ook aan haar verskyn. Stefan sê vir haar dat sy daarom spesiaal is. Die ander engele was 'n Mak San Boesman, die Engelsman in die Boereoorlog, die man in die kakie klere en dan in hierdie storie Jakob die straatkind. Wanneer ons kyk na die tema in hierdie verhaal, the theme, and there is more than one in this novel. Dit is die sentrale idee of gedagte, the central theme or idea of the story. Dit is die boodskap, the message, wat die verteller aan die leser wil oordra. In Krippel Engel is dit die soeke na identiteit en geborgenheid. Geborgenheid is a big word for security. Aanvaarding, acceptance. Armoede kom baie sterk na vore, poverty. Rasseverskille, racial differences. And then also ontvlugting, escape. These are then all the themes in our story. Wanneer ons kyk na die milieu is die tyd en die plek. So, on these next slides, I've put a summary for you per chapter, the time and the place for each chapter. Go through it slowly. You can even pause on these slides and make sure that you see it properly and understand it. Just to quickly give you an idea of the time and the place where everything happens per chapter. So hoofstuk 1 is aan die einde van Desember maand en dit gebeur by Engelsplaas. Die tweede hoofstuk is die naweek na die 16de Desember by Koetseesrus. Hoofstuk 3 is die tweede week in Januarie en dit is dan wanneer die skool begin by die dorpsskool en by die koshuis, which is the residence at the dorpsskool. Hoofstuk 4 en 5 is albei in die eerste kwartaal van die nuwe jaar. Dit gebeur by die koshuis, Aunt Ketlin en Uncle David se huis en by die dorpsskool Koetseesrus en weer by Aunt Ketlin se huis. Hoofstuk 6 is die Sondag tot die Woensdag, by die kerk, by die koshuis en by die dorpsskool. En dan 7 gaan aan by die eerste skoolkwartaal in die dorp en die naam van die dorp is Van Noot, by die skool en weer eens by die koshuis. Dan gaan ons aan by hoofstuk 8, maak ons klaar met die eerste skoolkwartaal by die dorpsskool en ook by Tina se huis by Koetseesrus. Hoofstuk 9 is die tweede skoolkwartaal, weer eens by die skool en dit is wanneer Tina begin netbal speel. Hoofstuk 10 is gedurende die Julie vakansie, die wintervakansie by Tina se huis by Koetseesrus. Hoofstuk 11 is die derde skoolkwartaal, Engelsplaas se pad waar Tina draf, Koetseesrus en die dorpsskool. Vierde skoolkwartaal in hoofstuk 12 by die skool
Engelsplaas Coetzee rus en weer terug by die koshuis. Hoofstuk 13 is in die middel van November, Coetzee rus, Engelsplaas se pad en by die begraafplaas. Hoofstuk 14 is die 4de skoolkwartaal, Coetzee rus, koshuis en dorpsskool. En dan hoofstuk 15 is aan die einde van die jaar oor 'n naweek by Tina se huis op Coetzee rus. You will find all of this information in your prescribed book, Die Krippel Engel. This is the information. I am sure that you already have this book. Please make sure that you get it if you don't, because this is what we'll be working from.